Goeiedag en baie welkom weer eens by Encounters met Desmond Barry. Julle, vir die nuwe kykers wat my nie ken nie, ek was so 'n ruk gelede, was ek hier so hierdie voorreg gehad om saam met Desmond Barry sy platform te deel en vandag is ek weer hierso. Ek dink hy like my 'n bietjie op sy show, I don't know. Ek weet ek moet nie te vinnig praat nie, miskien vaai hy my na die ene. Maar vandag gaan 'n bietjie anders wees. Vir die kykers wat nie weet nie, by die vorige keer het ek vir Desmond geïnterview on how does Desmond do life and make it look like a breeze. Ons het 'n wonderlike tyd gehad, 'n series van 4 weke en ek is weer terug met 'n nuwe series. Ek dink ek is the interviewer of the year, kom ons sê so. Because here today I have his beautiful wife, Pastor Michelle Barry. Baie welkom vandag hierso. Baie dankie, Alvina. Dis 'n groot plesier. So sy is vandag in die hot seat. Ek dink ek specialize daarin om mense in die hot seat te sit. I ask the difficult questions. En hierdie series gaan nie different wees nie. Ons gaan weer raw, radical en real wees op hierdie show. So vandag se titel, ek wil hierdie series titel Wifing, Mothering and Pastoring. Are you ready, Pastor Michelle? Alvina, ek dink ek is reg. I think is 'n saak van as ready as I'll ever be. So yeah, without any further ado, kom ons gaan sommer reguit in die interview in. Net vir ons kykers daar buite, as julle miskien wonder hoekom ek vandag Engels en Afrikaans praat, ek dink ons national taal is Engels in Suid-Afrika vir die wie nie weet nie. So ja, ons gaan vandag 'n bietjie Engels en Afrikaans mix vir ons Afrikaanse kykers en ook vir ons Engelse kykers. So, Pastor Michelle sê sy's gereed. So, right, ons gaan sommer afkyk met die eerste vraagie. Okay, so our first question, Pastor Michelle. How was it 20 years back getting married to a pastor and starting a church almost all at the same time? Sjoe, eerstens, dag sê liewe kykers, baie dankie dat ons vandag saam met julle die platform kan deel. En dan ook aan Desmond wat nie vandag saam met ons is nie. Ja. Vir hom ook baie dankie dat hy vir ons die geleentheid gegee het as vroue, want ek dink is weer 'n vroue ding hierdie maand. So ja, definitely. En ons hou mos daarvan om oor te vat. So ek dink ek is reg om oor te vat. Maar baie dankie. Ja, nou om jou vraagie te antwoord. Sjoe, ek het vir myself gesê, paar jaar gelede, julle liewe kykers, as julle reg met die antwoord. Kom ek begin deur vir jou te sê, die dag toe ek trou, toe ek 21 jaar oud. Wow. So ja, en ek het hierdie pragtige prentjie gehad van, as die liefde van my lewe, Yes, dit gaat nou 'n breeze of a life, en so maar in my agterkop het ek geweet, ons gaan 'n bediening begin. Ja. En maar ek dink, as ek dit gou moet sê, ek het dit geweet, maar ek was eintlik meer agter die idee aan, agter Desmond aan. Okay. So met die gevolg, ons het toe getrou, en as toe net so wat ek gedink het, van Desmond se hart is hals oor kop binne die bediening. En ek het gedink, ek is nou die number 1 girl in sy lewe, dit gaat net oor my. En toe was het nou nie so nie. Ja. En toe is het maar nou, soos ons was alweer, die bediening eis sy tol, en ons begin met die bediening. En as ek kan begin, om dit te sê, ons het getrou, ons het dieselfde aand as ons direk op ons honeymoon vir 1 aand, en die maandag toe stap ons in die voltydse bediening. Wow, dit wil gedoen wees. Dit wil gedoen wees. So, ja, vir die eerste paar jaar, kom ek sê, ek was kwaad. With good reason. Ek nou nie, die man, wat ek nou gevoel het, kyk, hier is my one and all, deel ek om nou met die wêreld. Ja. En ek het dit was nog geimagine nie, ek het geweet, daar is 'n kerk, en ons gaan 'n kerk begin, en so, ja, maar ek dink, soos wat tyd aangegaan het dinge makliker geraak,
maar ook nie makliker. Maar ook So ek het dit begin gewoond geraak aan die idee dat okay, that is part of the package. yes. You married a pastor and so you have to get your act together, lady. Ja. So en die liefde loop mos onder hoog. Ja. So jy gaan enigiets doen vir die partner. vir hierdie partner en so aan te so. Ons het baie koppe gestamp in die begin because I want me time. Exactly. It's all about me. So at the end of it all, we get to a point where I think I have to buy into it. So, en toe begin gebeur die lewe. Ja. ja, liewe kykers. Net so sê daar, sê toe begin gebeur die lewe. En vir 'n vrou is dit altyd, soos u nou gesê het, especially when we find the person that we are going to spend the rest of our lives with, and especially at the beginning of said marriage, dan wil 'n mens actually hê dat dit net oor jou moet gaan. And that is the most natural feeling, want ek weet, liewe kykers, dat even julle so gevoel het, al het jy nou nie met 'n pastoor getrou nie, but I know that woman feels that way, that when you start a life with this person, with your significant other, you get the honeymoon phase. Jy weet, waar het all butterflies and jelly is, heeltyd is 'n mens nog net baie verlief en die, but I can imagine the challenge it came with, starting a church, almost at the same time. So ja, ek het begrip met wat jy moes deurgaan. Ek kan myself net imagine what it was like. En dan ja, as ek kan byvoeg, nou moet jy onthou. So ek was so een van die prim en proppe dames in my tienerjare. Okay. So nee, kyk, ek het die stryd in net op pad gestap. Okay. En so ek kom ek gaan maar nou plain en simpel sê, was hy Pinksterdametjie. Meisiekind. So het is alles to the T. Ja. Nee. En toe ek nog vir Desmond ontmoet toe, so ons weet mos as jy tieners is en jy's verlief, en dan doen ons mos so alles wat tieners en ja, een verliefde paartjie nou sal doen. Nou ek glad nie. Nee, ons het handjies vasgehou en dit is waar dit gebly het. Okay. So, ons was 8 maande verloof, en net daarna, na die 8 maande toe getrou, ons ken nie mekaar, ons moet wel handjies vashou. Ja. So, en dis hoekom ek kwaad was, want my lewe was baie stryd en narrow. Okay. So ek het gedink, as ek nou die liefde van my lewe gaan ontmoet, dan gaan hy nou vir my soos die prinses en die queen laat voel, maar toe is daar klomp ander queens op die toneel. So, ja, ek dink, ek het later tot die slotsom gekom, dis hoekom ek so verskriklik kwaad was, want ek het net gedink, ek het my hele lewe, het ek opgepas, want die ridder op die wit perd het gekom, maar as ek hoor en dan sê, ek is op pad, ek wil iewers heen gaan. So, ja, dit was tough, dit was tough vir my gewees. Wow, ek kan imagine. Sure, I'm just sitting and I'm thinking, die persoon wie ek is, ek hou van die limelight. Ek hou van center of attention, not in a bad way, but in a good way, especially to my partner, of with my partner. En so, ek kan dink hoe moeilik dit moes gewees het. But ek dink 'n mens moet in die tyd, dink ek, dat jy seker elke dag 'n conscious decision moet maak en vir jouself moet sê, listen, this is part of the package, it's a package deal. So ja man, kudos to you. Ek haal my hoed af. Vroeg in die interview haal ek al my hoed af vir jou, because dit wil gedoen wees. So I'm gonna go to the next question. Are we ready? Okay. Right, hierdie vraag is, did you feel ready for it all at that time? Om eerlik te wees, nee. Ja. Glad nie. Soos ek vir jou vroeër gesê het, ek het gedink, nie gedinkie, ek het geglo man. Nee, ek weet waarvoor ek het doen. Ja. Maar ek wil net vir Desmond gehad het. So ek het alles gekom wat hy sê. En toe ek nou mevrou Perry word, dan voel ek, I've got a man and a one. En so met die gevolg, en toe ek nou sien, nee, maar dis 'n serious business. Toe kom ek agter, ek is nie reg vir dit nie. Want dis ek 21, ek het so pas uit my ma se huis uitgekom. Ja. So,
vir my is dit die lewe gaan nou oor my. Ja. So die lewe vir my vir 'n baie lank tyd gegaan oor my male en wat hulle wil hê moet reg doen en so nou het ek die voorreg om nou my lewe te lewe, maar toe gaan dit nog weer oor ander mense. Oh my word. En so ek was glad nie reg gewees, ja. Okay. Onder geen omstandighede was ek reg nie. So ek het altyd gedink, ag man, jy kan dit doen. En so dis om ek sê dit makliker geraak, maar ook nie. Ja. So net wanneer jy dink dit raak makliker, dan raak dit nog 'n bietjie moeiliker. Ja. So nee, ek was glad nie reg gewees nie. Ek was reg vir hom. Ja, Nee, maar nie, nie vir alles wat saam met hom gekom het nie. I can imagine. Ek kan myself indink because besides the fact that you were 21 at the time, het jy mos nou natuurlik, baie min van ons, and I hope someone can relate with me outside there, baie min van ons het the prim and proper, way gegaan. Yes. Because in your teenage years, dan is jy either a rebel of jy weet, you want to explore life, en hierso's Michelle Berry, this straight and narrow girl, almost serving the people she lives with at the time, her mother and family, and when she gets out of the nest, dan dink 'n mens nou, ek gaan nou my vlerke sprei, and I found the man of my dreams, so my life is beginning right now. Ja. En sjoe, dit moes 'n koppie yswater oor jou gewees het, som oggende of som dae, as jy realize dat dit gaan nie eintlik nou net hier oor ek en Desmond nie, dit gaan hier oor God se mense. And I believe that starting a church from the ground up, I think dit wil gedoen wees. It's not easy, and especially working with people in general. Enige beroep waar jy met mense werk is baie challenging, and more so when you need to shepherd God's people. So ek het begrip met jou dat jy vir my kan sê vandag, that you weren't ready at all. Jy weet, because at the beginning dan dink 'n mens, I'm ready for it all, and I can face this, and as long as I have my partner with me, ons sal die waar deur die drif kan trek. Maar ek kan glo dat baie oggende jy miskien dalk opgestaan het met, really, Michelle? Definitief. Is this what you wanted? Maar jy weet, soos die woord van die Here sê, dat God die mens beplan en God bestuur die weg. So yeah, your journey was way different than all of our journeys. En dis hoekom ek gekom het by die punt van die titel, wifing, mothering and pastoring, because dit is alles wat jy in een is, verstaan, en dit kos van jou om 'n wife te wees en ook 'n vrou van 'n pastoor at the time. En so en as ek net dit mag sê, liewe kykers, no pun intended, ek wil niemand te nakom nie, but ons weet mos, ons Pinkstermense kan moeilik wees. Nee, definitief. Ons kan moeilik wees. And especially on a new marriage. Ja. Dink ek meer soveel, you felt the weight of die mense wat julle te kampe mee kom, en dit wat hulle saam met hulle bring, because hulle kom almal met iets, and we are broken people when we come to God. Ja, verstaan? definitief. En so, ons het allerhande goeders wat ons saam met ons bring, and now here's this new couple, they just got married and they're starting a church, en hulle moet nog mekaar leer ken, because 8 months is not 8 years. En dan moet jy weet, ons moet mekaar leer ken. Exactly. Maar daar is soveel ander vroue wat my man wil leer ken, so baie van hulle kom nou net nie vir, Ek wil deel van die kerk wees. So, jy deel basically met al die goede. Wow. So, net soos wat ek nou 'n plek vind, of probeer kry in sy hart, is daar nou, ek kry nie die regte mense, die regte mense wat ons nou wil, maar ons is albei verskriklik baie jonk, en Desmond is mos nou ook nog handsome. Very, very much so. So nou kom maar so 'n paar dames en kykie, en ons is jonk. Ja. So enige
kyk hier, enige te veel aandag. Exactly. So vir my was hy eers 'n paar jare te geveg. Ek het geen genieting Ek kon nie. het beter stel nie. Want dan is ek nou vanaand as ons moet babysitting, as ons moet huis besoek doen, dan voel ek gaan nou eens by die huis sit. Gaan jy maar nou. Ja, Ek het nie nou ek tyd het nie vir tyd dit nie. Ja, nee, ek het nie nou tyd vir Ja. dit nie. Gaan jy en by the way, jy los hom net van my by die huis en dan as ek nou weer by die huis, liewe kykers, dan dink ek nou weer, waar is hy nou? So dit was so gauw aan die ene keer gewees so, hy wil kerk en ek wil vir hom hê. Ek wil hy kom ons toe bond. Ja. Kom ons toe leer ken mekaar. Ja. Ek het nie nou tyd vir al die ander goede nie. En dan moet jy weet, en dan is 'n man se hart, wanneer sy hart in dit is. Ja. Dan is dit in dit. Ja. So, ek dink hy het net so 'n moeilike tyd gehad, want hy het nie geweet as hy by die huis kom. Wat kom kry jy? En ek het gevoel het gaan oor my. Ja. Ja, ek het gevoel het gaan oor my. Ja. So ons het seker vir die eerste paar jaar net gestrou in die kerk. Hy het enige tyd gehoor, as jou kerk. Ja, en jou kerkmense. Kerkmense. So jy los van my uit. So ja, hier sit ek vandag 20 jaar later. Wow. So, maar dit was kop en trap en stamp. En ek kan myself indink, liewe kykers, die feit dat vir enige nuwe getroude couple is it challenging times, verstaan? Besides the fact that it's honeymoon phase, Yes. moet julle nou mekaar leer ken, you know? En al was jy nou 'n hele paar jaar verloof, you know, when you do get married, dan kom kry jy eers O ja, nee, wie hierdie definitief. persoon eintlik is. There is almost like you're on a new journey of discovering the person who you've been with for a few years and now you are married to this person. En ek kan myself indink, as ek 'n vlieg op daai manier moes gewees het, elke keer as daar 'n huisdiens was, of as Desmond moes gesê het, my vrou, maar ek moet nou vir suster dinges of vir broer dinges gaan besoek, dan weet ek hoe dit seker mag kon geklink het daar in die huis, because, I mean, ja, jy kon dit nie anders stel as om te sê dit was 'n geveggie, because I mean here you competing for a place in your marriage, you know, in your husband's life. Julle moet nou establish, julle moet julleself establish, and here these other people are also needing his attention, en ook meer so, because ek kan my net self indink, onthou, and even the person who Desmond Barry is, you know, as 'n mens nou net kan teruggaan op sy karakter en wie hy is. Hy's 'n baie determined man. So vir hom, as hy sy mind geset het op hierdie ding, then come hell or high waters, he's gonna make it work. Verstaan? En so die mens met wie hy getroud is, moes iemand wees wat hare op haar tande het, you know. And that also has a love for God's people. Want dis sy liefde vir God wat hom gedryf het, you know, om die kerk te begin in die eerste plek. So, you had to have the strength of a lion, my dear. Ek het begrip met wat jy moes deurgaan. Ek kan net imagine die paar jaar, hoe dit was, en wow, 20 jaar later, ek dink ons moet 'n series doen. Ek weet nie of ek nou te vroeg praat nie, maar ek dink ons moet 'n marriage series ook doen, because ons vroue daar buite, you know, we struggle sometimes with staying married in this generation and this dispensation we are living in. We struggle to stay married. And if we're not godly people, if we don't have Christ in our lives and in our marriages, sukkel ons actually meer, you know, because dan weet ons nie van die principles en God se hart teenoor 'n huwelikie. And so you had the privilege of knowing Christ that time already when you started your marriage. Jy weet, and I think and I believe, of ek wil my verstout om te sê, dat vir die meeste van die tyd het God 'n groot rol gespeel in die rigting wat julle huwelik gegaan het. You know, because ek wil myself nou heeltyd net verbeel dat ek daar vlieg op hulle muur is by die huis, you know. And also the thing that you said about the woman also competing, you know, I can just imagine how that went down, because jy is nou nietsliks getroud, en
hier begin julle 'n kerk, and believe you me, jy kan ook sê of ek nou die ding opmaak of nie, but obviously was die eerste paar mense wat julle in die bediening gehad het, vroumense. Ja, definitief, want dit is altyd maar die geval. Dis altyd die geval. Vroumense. Ja. Maar weet jy wat so mooi is? Ek weet nie of dit 'n ingeboude ding is nie, of dit maar net ingebou was by my nie, maar ek kan vir jou vandag self jessie, pretend. Ek en Desmond het nou gestry, voor ons na die bid hier toe moet gaan, nuwe kykers. Maar as ons daar ingestap het, ek is die hele pastoor se vrou in 'n uniform. Kyk, ek sê vir jou, die smile is op sy plek, die poste is heeltemal in, kyk, daar kan ons nie verbygaan nie. Ja. Ons het net amen gesê. Dit is op seer. Stap in die huis in. Kyk, jy daar verander alles. Ja, En so het dit gegaan vir die hele eerste paar jaar. Nee, ons stap daar in en ek sê vir jou, en die mense val onder die krag en ons Desmond preek. Jy sal nie sê, daar was nou 'n beklemde gesprek gewees. Ja. En ek hoop dit is nog vandag so nie. By baie van ons nie. En daai was ons voorland gewees, ja. Liewe kykers, daar het julle dit. Kom ek encourage gou iemand daar buite. Dit gaan nie net by ons gewone mense so nie. Dit het by die pastoor en pastoresse huis ook maar so gegaan. Wanneer ons ook maar moet uitgaan en the great pretender wees. Julle, maar ons tyd het ongelukkig weer uitgeloop. 'n Mens wil graag hê dit moet aanhou en aanhou. Ja. But stay tuned guys, ons end op 'n high note, so ons gaan weer volgende week, selfde tyd, selfde plek, hier op Kruiskyk met Encounters met Desmond Barry, waarvan ek en Pastor Michelle nou oorgevat het, so kom ons sê maar gou vir eers, Encounters with Alvin en Michelle Barry, under the guidance of Apostle Barry. Julle kykers, ek hoop julle het hierdie week geniet, hierdie is regtig waar 'n awesome platform om op te wees. Soos ek gesê het, kom weer terug volgende week, selfde plek, selfde tyd. Julle moet 'n geseënde week hê. Ons sien mekaar weer volgende week. As julle enige vrae het, ons nommer sal op die skermpie wees. Julle mag gerus inskakel en 'n paar vrae vra of gooi sommer jou kommentaar ook daarin. En dan sien ons mekaar weer volgende week. Julle moet 'n mooi dag hê. Blessings.